deel. En daar gebeur soveel goed oor die wêreld. Amen. Geestelike goed, goddelike goed. Goed wat jou oopmaak en vir jou sê, joh, die Here is besig. Sien in Amerika is 'n geweldige herlewing in Amerika. En ek is baie dankbaar daarvoor en wat die Here doen. En oor die wêreld en ander plekke. Maar aan alles moet ons oopkop wees altyd, né? Ja. Baie dinge het al gebeur en baie oplewings het gekom en baie oplewings het net weggeraak. Dis hoe lank dit hou. Dis hoe lank dit gaan. Partykeer is dit soos golwe wat kom. En wie weet, die Here het Suid-Afrika beloof, golwe sal kom. En dit hang net af hoe ons altyd herlewing meet. Wat is herlewing? Hoe ons herlewing sien. Elkeen het sy eie opinie oor hoe hy herlewing sien, maar dat die Here besig is in die eindtyd is werklik so. Nou ons is besig met Openbaring gewees en toe is ons van Facebook afgehaal en ons het weer probeer en toe is ons weer van Facebook afgehaal en toe het ek weer probeer, toe is ek weer van Facebook afgehaal en kort is ek van Facebook afgehaal. Nou is ek permanent van Facebook afgehaal. En mense het voorgestel dat ons na Rumble toe gaan, maar ons ken nie almal Rumble nie en jy weet dit aflaai, dan moet ek vir almal dit sê en dit sê. So het ons eers geoorweeg om hiernatoe te kom, maar dan nou is dit winter en jy weet ek weet ook hoe werk dit. Almal sê ons is daar en nader dan sit jy net hier twee, dan sê hulle ook ons mis dit. Daar's 'n ander manier hoe ek dit kan doen is ek is besig daarmee. Jy het dit dalk al waarskynlik gesien op my Facebook blad, maak ek 'n ander bladsy oop wat privaat is, private. Met ander woorde is nie public nie. Jy kan ook nie net inkom nie, jy kan nie sien wat daar aangaan nie. Jy moet dit join, jy moet subscribe. Met ander woorde, jy moet sê ek kom of ek moet jou invite. So wat ek kan doen is daarop kan ek gaan, maar dan sit niemand kan dit sien. Jy kan dit ook nie share of so nie. Jy kom in, jy registreer, jy kom in en jy word deel. En as daar 10 ouens is daar 10 ouens, as daar 50 is daar 50. So ek kan die hele gemeente uitnooi en die wat dit aanvaar, kom dan privaat in. Maar niemand kan sien wat in die groep aangaan nie. Dan kan ek so probeer om Openbaring te doen. Ek kan dit ook so doen met die Woensdaagse biddery. Dis 'n geslote groep, is nie oop nie, want wat gebeur is, daar seker maar mense wat nou nie hou van wat ek breek of sê of iets nie, en dan kla hulle en that's not relevant en al die goeters en dan maak hulle my toe. So ek is nou op my persoonlike bladsy ek nog oop. Maar ek wil nou nie dat hulle my daar ook toe maak nie, want dan is ek nou heeltemal toe. Nie dat dit my nou eintlik pla nie, maar dan is ek nou heeltemal af. So ek werk daaraan. So as jy nou 'n uitnodiging kry van Heavenly Frequencies byvoorbeeld, dan sal jy sien dis ek wat jou uitnooi. Dan kan jy besluit jy sluit aan of jy sluit nie aan. As jy nie aansluit nie, sê ek gaan nou nie kyk wie's daar en wie's nou nie daar nie. So 5 is, doen ek dit vir 5. As dit 10 is, ek moet net iets doen. Ek moet net doen wat in my hart is. En ek moet net aanhou met dit, want ergens gaan die Here 'n deur oopmaak en gaan die Here vir ons help daar. So ek stel julle in kennis daarvan, so as jy 'n uitnodiging kry van Heavenly Frequencies, lyk sulke goedjies wat so gaan, dis nie New Age nie. Dis Joseph. Okay. So ons probeer iets ek probeer regtig om op 'n ander manier die evangelie te verkondig, om ook by julle uit te kom en vir julle te sê daar sê en die biddery aan die gang te kry, because if we do not pray, we do not get through to things. So that will happen. Dan, wat vir my wonderlik is vanmôre toe bring Anneke vir my hierdie blaadjie. Sy sê vir my, Josef, ek wil jou iets wys. Nou, ek kyk na sulke klein goedjies, klein dingetjies wat gebeur wat vir my sê, God wil vir my iets sê. Ek weet nie hoe werk dit met julle nie. Ek kyk nou, dis nie vir my die groot goed nie, dis vir my klein goedjies wat met my gebeur. En sy kom dan met toe, sy sê, ek wil hê jy moet hierdie blaadjie sien, dis die enigste blaadjie, ek druk al die blaadjies druk ek. Dis die enigste blaadjie wat 'n swart streep maak van daar af so toe, na die Bybeltjie toe.
En as jy mooi gaan kyk daar waar hy begin, dan sê hy from Golgotha to the throne. Nou dit was laasweek se woord, né? Van Golgotha na die troon. En daar staan from Golgotha, hy maak die breë streepie en dan maak hy 'n pyl reguit na die Bybeltjie toe bo, Holy Bible. Nou ek meen ek voel so ek sommer bewus van God se teenwoordigheid. Is dit per toeval een blaadjie uit al hierdie blaadjies uit maak hy merk op daai drukker. En dit het haar opgeval toe sy deur hulle vou. Toe kyk sy op haar enigiemand anders. Daar's geen ander blaadjie het dit nie. En dit sê vir my God's just reminding me en vanmôre praat ek oor the truth and power of God's words. Van God se woord, God se woorde. En nou wys hy na die woord toe. Van Golgotha troon na die troon toe, pyltjie. Dis amazing. Dis die een ding wat gebeur. Die volgende ding wat gebeur het, 'n mens gaan aan in jou daaglikse lewe. Ek glo dit werk met julle ook so. En jy doen wat jy moet doen, dan ry jy partykeer, dan moet jy iets doen, dan ry jy soontoe en dan was jy hierso, dan voel jy by jy het iets vergeet. Dan moet jy weer terugry soontoe. Dan ry jy soontoe en ry jy soontoe. En hierdie week, nadat ons nou ingetrek het en ons bly verskriklik lekker, is oop. Dis oop. En die Here het ons so geseën, julle moet regtig kom teen. Daar is al mense wat gekom het. En vir ons kom kuier. Ons het hierdie keer nou nie 'n probleem nie. Dit is nie 'n geslote plek nie. Ons wil graag hê julle moet vir ons kom kuier. En jy het nie nodig om met my 'n afspraak te maak nie. Jy kan net bel en sê as jy daar. Dan kom jy. Ek en Madeleine is in 'n ander fase van ons lewe. Ons wil graag ons mense by ons laat voel hulle hoort by ons. Want ons hoort by julle, glo ek. En so ons wil hê julle moet net saam met ons kom bly wees oor wat die Here vir ons gedoen het. Ek is die Here ewig dankbaar vir Rina se sensitiwiteit, dat sy ons vertel het daarvan. En dis net soos toe ons hier gekom het die Here haar ook gebruik om 'n groot inspraak in ons lewe te maak destyds. En nou het sy weer die geleentheid, maar nou trek sy nou. Sy trek nou terug na haar woonstel. Week later sê sy my hoorie so ek trek. Julle nou hierso in, nou trek ek gaan terug na my woonstel toe. Nou gaan sy ook hy view weer hê, want dis waar haar hart is. En ons is so dankbaar wat die Here doen en dat die Here jou 'n maand rus nou gegee het en dat jy nou terug is daarso. En sy is daaronder en ons is daarbo, maar ons sien mekaar nie eintlik nie, want dit gaan net so. Gelukkig het sy by ons kom inloer toe sy nou teruggekom het. Andre het haar gebring, anders is sy seker nog nie gekom het nie. Want sy hardloop self rond, maar sal julle asseblief van die geleentheid gebruik maak as jy ooit in daai omgewing is, sal loop jy net daar verby. Al wil jy net vir ons baie daai bo, dis op die 4de vloer. Jy sal ons sien. Sien net daai. En as jy nie ons sien nie, sê net Here seën hulle. Because God really blessed us. Really blessed us and we are settled and we are thankful. Maar nou is ons so maar aan die gang en ons is die kant toe en daai kant toe en ek is nou hier by Checkers hierbo en ek gaan nou af, sy wil iets sê en ek gaan kyk daaronder by Builders en nou sê ek daar en sê ek van nee jene, ek dink die dingetjie wat ek soek 'n bottel vir my chili sous wat ek gemaak het en ek het vir my dodelike sous gemaak. Ek dink dit werk 100%. Ek het by die manne hierso geleer, so ek het nou 'n bottel gesoek, nou sê ek op, sy sê vir my, hoorie, wil jy nie net hierso sommer by Mambo's stop? Nou, ons is lanklaas by Mambo's. Nou gaan ons in by Mambo's, maar as ons nou so loop, ek en sy, dan kyk ons maar vir die plekkies waar ons gou 'n koffietjie kan drink en so aan, en hulle het so 'n plekkie daarso, en ons sê, man, dat ons nou net voor ons 'n bottel koop, kry ons maak net die bottel vol. En ons sit daarso, en hier kom 'n dame ingestap. Nou ons begin donderdag weer met die koorts. En daar's baie mense wat vir die koorts is. En daar's mense wat teen die koorts is. Maar bloot omdat hulle dit nie verstaan nie en hulle nie geestelike insig het nie. Daar's baie wat wil deel en daar's baie wat nie wil deel nie, maar dit's alright.
Die feit bly staan, dis 'n waarheid. En die resultate is op die doeke, op die papier, van die mense wat ons bedien het oor die jare, wat vry is en wat oorwinning loop, en jy kan dit op ons goed sien as ons kommentaar kry, so jy sien hulle sê, it changed my life completely. Terwyl ons al sit, kom 'n vrou ingestap, en met haar dogtertjie en sy draai om, nou ek meen, hoekom moes ons soontoe gaan? Want net voor dit sê ek vir, weet jy wat man, ek weet nou nie of ons eintlik, of ons moet aangaan met die kotsie, want daar is soveel oppositie ook teen dit, dat moet ons aangaan, of moet ons dit maar net los? Nou sit ons daar, en hier draai hierdie vrou om, sy sê, ek ken jou. Nou probeer Madeleine vir haar sê, waar ken ek jou van? Is dit Kids Corner, het jy jou kinders hier gebring? Sy sê, the courts of heaven. 2018. Ek het net voor dit gesê, ek weet nie of ek moet aangaan nie. Nou kom die Here weer, nou sê die Here, ek wil net jou hoor, jy dink, daar is nie effek nie, ek verander die mense se lewens, hier is dit. 2018, sê hierdie vrou, wat sy sê in hierdie woorde, it changed my life completely. The day I stood there, I sat there and I discovered what my name, I could never identify with my name or my DNA. But that day, God did something for me. We have gone through trials and tribulations. After that, I went through cancer, breast cancer. Sy het al twee, wat is dit? Mastectomy. Mastectomy gehad. They say, but you know something, I'm clean. I didn't take chemo. I didn't, chemo, nie chemo, nie, chemo. I didn't go through that. I trusted God. God gave my husband a work. He was without work for over 3-4 years. He's got a new job. God has changed our life. And I just want to tell the two of you, never stop doing what you're doing, because God changed my life. I understand everything about myself like never before. And no matter what the trials are, or what the tribulations, it has not shaken my faith in God and why I'm created in my destiny. En ek sê vir Madeleine, well, daar sê. Elke keer wanneer ek dink, nee, jy weet, daar is soveel oppositie, daar is soveel dit, en soveel kritiek, jy weet. En wanneer dit kom by my, die DNA goed, nee, jy's new age, en jy's dit, en jy's die mekaar, jou kop is onderste bo, en ons wil niks met jou te doen hê nie, want jy leer die mense verkeerde, goddelose goed. Dan kom die Here terug met sy woord, dan leer hy my aan goed, en dan sê ek, Here, dit kan nie wees nie, dit moet net hier wees. En dan is ons weer terug. So ons is nou donderdag terug by die kots. Ja. En ons gaan diep dinge vat. Ons vat diep dinge. Dinge wat ons nie normaalweg hier vat nie, gaan ons weer daar vat. En hierdie keer tel ons nou op en ons gaan 'n paar goed oopmaak. En dan hoe dat die Here werk. 2 weke terug, toe hy sy hart vir die Here gegee het. Christa en Eksteen se kleinseun, Aaron, toe sê hy wil sy hart vir die Here gee. Het hy oppositie gekry? Ja. Baie oppositie oor 'n kind wat sy hart vir die Here gee. Mense ontevrede daaroor. Toe sê ek, dis vir my die eerste tekens van herlewing. Sal ek ooit 'n kind van die Here af weghou? Nooit. Sal jy 'n kind se bekering betwyfel? Nooit. 'n Kind is opreg voor God, en as hy 3 of 4 of 5 jaar oud is, en hy is vervul met die Heilige Gees, dan sê ek vir jou, is 'n groot wonderwerk, dan moet jy weet dinge in gebeur. En ek gee nie om oor die getalle nie, maar ek sê vir jou, God's besig in hierdie bediening op 'n manier wat anders is as by ander bedieninge. So ek meet nou nie met ander bedieninge wat vol is en oorvloed en al lekker gaan en al die goeders en lyk goed en alles. God bless them. But don't write off what God's doing here, because God's doing miracles. Hier aan my regterhand sit 2 mense. Staan 'n bietjie op, kom staan net hier asseblief.
Duncan en Anneke. Laasweek toe gee ek 'n woord, toe sê ek hierdie week is die week waarin die Here deure oopmaak vir mense en dat die Here vir hulle gaan voorsien en dat die Here gaan vir hulle onderneem. En wat het hierdie week met julle twee gebeur? Wat met julle twee gebeur? Vertel ons bietjie wat het. Ek praat nie met daai. Ons kan nie hoor nie. Die recording is. Okay. Laasweek Sondag aand dink ek, kry ek 'n boodskap op my foon. Ek het so 2 weke terug moes ek vir 'n kliënt van my 'n huurplek soek. Want sy moet oor 'n maand trek. En ek het op Messenger 'n boodskap gestuur, maar niks terug antwoord gekry nie. En Sondag aand 10:00 toe kry ek 'n boodskap. Anneke, wil julle nog kom kyk na die plek? En ek wys vir Duncan die foto's. Ek sê vir hom, Duncan, kom ons gaan kyk in elk geval. En ons maak toe 'n afspraak vir maandagooggend. Ek het so week voor dit het ek my CV gestuur vir 'n plek wat 'n pos geadverteer het. En maandagooggend kontak die dame my, sy sê vir my, ek wil jou graag sien vir 'n onderhoud. Nou, julle gaan nie glo nie. Die blyplek en die plek waar ek gaan werk is basies 'n kilometer uit mekaar uit in dieselfde area. En dit is sommer nou net hier so onderkant. Ja, en dit het alles binne 'n dag gebeur. Alles net so in plek gevul. So ek ja, eintlik wil ek vir julle sê, keep your eyes on God. Trust him with everything you have. Mense weet nooit wanneer hy gaan antwoord nie. Maar moenie moed verloor nie. Dankie. Môre. Weet julle, ek sê vir Anneke vroeër in die week, ek sê vir haar, weet jy, laas jaar 16 Mei het ek 'n kort sessie op my laat doen. En ek het ingetree spesifiek vir ons familie en my broers, my susters, om dinge daar oop te maak en vir my en vir Anneke ook. En ek kan net sê, ja, jy kry teenstand. Dit gaan nie maklik nie. Maar die rit saam met God om goedhartig te bly, deur te druk en probleme uit te sorteer, dit is net ongelooflik, en dit betaal af. In God is 'n dag in 'n sekond, vir ons is 'n dag 24 uur. En as jy daai balans kan begin kry om te sê, God, ek is hierso, maak vir my die goed oop en dit gebeur. Ek sê alle eer aan God en baie dankie vir almal se gebede en julle goedheid en guns oor my en Anneke, ons waardeer dit. Ja, die Here het vir julle deur opmaak. Julle het 'n blyplek gekry, werk gekry, voorsiening gekry en is sommer naby. Julle sny op julle brandstof, julle kan amper kerk toe loop. Ja, as dit nie reën nie. As dit nie reën nie, ja. Kom ons gee die Here 'n hand. Waarom ek moet getuig, pastoor. Die alles, almal weet mos nou nie die hele storie, maar almal weet die struikelblok wat ons moet nou deur en goed is, maar soos pastoor nog gesê het met laasweek se woord, die Here is so getrou vir ons, ja. Ek het vir SARS R33,000. 33,000 geskuld, ja. Met my vorige werk wat hulle verkeerde goed gedink, soos 'n hele gesukkel van laas jaar, maar was heeltyd op hold gesit. En ja, die Here stuur 'n engel op ons pad van laas jaar, stuur die Here 'n engel op ons pad. Out of nowhere, vrou ken ons van geen kant af en sy help vir my met my SARS goed, maar nou sit die hele papierstories met op en af, tot sy het by SARS aan sit vir my, om my goedjies uit te sort. En Vrydag het ek weet donderdag was ons vakansie, het ek gewerk en toe Vrydag toe ek en my vrou gaan ons nou die SARS toe en ons sit daar so en ek gee nou die nuwe
blaadjies in, alles wat hulle sê. Toe is alles skoon. Alles is skoon. Ja, ek is vir die Here so dankbaar, maar soos ek sê, die groot getuienis is rondom die vrou wat in ons lewe gekom het. Ek het daar gesê, jy's like het so, ek weet nie wat sou ek gedoen het, so aan die van sy diepte gegaan wat ek eers geweet het, maar ja, soos ek sê, dankie. Ek het laas week gesê dat God gebruik mense as engele. Hulle kom na jou toe op 'n tyd wat jy die mense. Al wat ek en jy doen is ons bid en ons vra en sê, Here, stuur iemand, help ons. Want ek het nie die kennis of iets nie. Dan bring die Here 'n persoon in jou lewe en dit was nog al die jare met my en Madeleine so. Want ons het die minste verwag, dan stap daar iemand in. Ek het gister weer getuienis gehoor van iemand wat op 'n tyd ingestap het toe hulle soveel nodig gehad, toe stap daar 'n persoon in, betaal dit 'n enorme bedrag in hulle rekening en maak hulle skuld so skoon. Nou dit klink soos 'n klomp, jy weet, ek meen SARS en goed, jy weet. So hulle sê jou SARS is so ver agter, hulle gaan jou soveel. Ja, ek ken nou 'n storie. Genoeg dinge, maar nou is er nog die 33 mense wat ook hier op my rug lê. Ek ken nou 'n storie want ek was ook daar so, want hulle sê ek is so uit. Toe stuur die Here ook iemand wat vir my gehelp het, gesê nee man, jy verstaan die ding verkeerd, dis so. Ja. En toe chop hulle al daai ding, Here, ou voel hom as daai vrag af is, joh. Want dan jy ou skrik maar vir daai ouens. Die dametjie sit daar, so sê nee, alles is reg. Hulle moet nou net ouder, alles is klein, alles is skoon. Ek sê Here, dankie Here. Dankie toe ek uit die daai verligting van my skouers af. Ek bly net tannie, ek sê tannie, jy's lekker die goed is wat nou gebeur het met sê my kindjie, wie's rustig, kalmeer. That's amazing. It's amazing. It's amazing. My kindjie wees rustig. Die Here sê maar net my kindjie wees rustig. It's amazing hoe die Here ou se hart ken. As ek nou so luister al die getuienisse dan weet mense die Here ken ons harte. Jy weet laas week so 2 weke terug toe ons gaan ook ons deur die challenges en stuur iemand vir ons 'n video en ek stuur vir Adel die video en ek nou dis gehoorsaamheid. Josef praat van engele dan onthou daai persoon moes op daai stadium my video aanstuur. En die video gaan oor 'n slang wat in 'n boks gevang is, wat sy nie kon oopmaak nie. En sy stuur die ding vir my, maar in daai tyd sê ek, Here, ek wil nog net weet dat U my raak sien. En sy sê vir my, kyk die video, want sy kan dit nie oopmaak nie. En ek kyk hom en ek druk op die video, en daar kom 'n vers op. Net die tyd toe ek gesê het, Here, ek wil net weet U my nog raak sien. Jesaja 41:10 sê, en die Here sê ek moet dit vandag vir julle gee. Do not be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up and with my victorious right hand. En ek dacht toe ek maak 'n fout en ek gaan uit. En ek druk weer op die ding, want ek soek die video. En hier kom dieselfde vers weer. Ek sê, Here, iets vir my 2 keer bevestig, dat U aan my regterhand hou. Ek kom laas week hier en ek vertel vir die persoon wat my die ding kan sê, sy sê, nee, dis nie 'n vers nie. Dis die video van die slang. Ek druk op daai video en daar is die video van die ou wat die slang vang. Wat wil ek sê? God ken jou hart van die tyd wat jy iets nodig het, om dit vir jou te wys deur 'n engel wat iets vir jou stuur, en hy kom en hy reroute dit, sodat jy daaruit kon iets kry. Dankie Andre, dankie. En dink julle nie ons plek lyk altyd mooi met die blomme en die goed nie. En ons wil net vir Susara, weet julle, sy werk tydig en ontydig hierso. As sy kry dan was sy hierso gewees. En dan maak sy alles so mooi in die tafel en al die goed en altale wat die brood bring. Altyd mense sien dit nie, weet nie daarvan nie, maar hulle tel elke Sondag die brood op. Sorg dat dit georganiseer is. Ons het groot so waardering. En dan die woord wat opgeneem word, laas Sondag se woord vir die mense wat gee oor profesie en goed wat mense moet kry. En die word net opgeneem en uitgestuur. En ek het so groot waardering daarvoor uit my hart uit. En nou sien ek die hand van die Here. En toe nou kry ek 'n oproep. Weer. En van Mimi af. En sy sê, pastoor, ons het 'n versoek. Ek sê, wat is die versoek? Sy sê, my klein Pieter wil gedoop word. Pieter, wil jy net hier by my kom staan asseblief? Jy kan saam met jou ma Cindy kom. Nou, ek wil hê julle moet kyk. Ek wil hê julle moet sien.
'n kind. 'n Kind wat sê uit homself uit, ek wil die Here deur die water volg. Nie beïnvloed nie, niks nie. Ek wil die Here deur die water volg. En Pieter, Samma, ek is so opgewonde saam met jou dat ons jou nou vandag gaan doop en ek glo jou maale wat self in die bediening is en goed, jou ma kon jou gedoop het, jou pa kon jou gedoop het, jou oupa kon jou gedoop het, jou ouma kon jou gedoop het, enige ene, maar dat jy die begeerte het om die Here deur die water te volg. Dis 'n groot storie, nê? Wil jy vir ons sê hoe het jy dit beleef? Hoe het jy tot gekom dat jy nou die Here wil volg deur die water? Ek het lank gewag om doop te word en toe het ek wag en toe hier so kom, toe vra ek vir my ma net of ons miskien met die dominee kan pastoor kan reël om my Sondag te doop. Toe het my ma dit gedoen en toe dink ek, nou kan ek ten minste gedoop word. Nou die doop is 'n groot teken, want dit sê nie dit was ons nie net skoon nie, maar dit ons harte binnekant. En dit koppel ons aan daai verhouding om te sê dat ons sal nooit alleen wees nie. Jesus, deur sy Heilige Gees woon in jou hart en jy het jou hart vir hom gegee en jy sal nooit alleen wees nie en dit sal met jou goed gaan en elke keer wat jy roep na die Here, sal die Here daar wees vir jou. Want hy sê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele en verhinder hulle nie wanneer hulle na my toe kom nie. So Cindy, dis nou lekker dat ek die voorreg het en dit is vir my wonderlik dat ek die voorreg het om jou kind te doop. En ons glo dat die Here is goed en dan jou ander seun Pieter, nee, Andrei, wat die Here so geroep het. Ek glo daar's 'n magtige toekoms vir hom wat die Here hom gesalf het. En dis lekker vir 'n ma om te weet, ek meen julle berei julle kinders voor, maar wanneer jou kinders uit hulle eie uit kom en hulle sê ek dien die Here en ek wil die Here aanneem, dan besef jy net die saad wat jy ingesit het, werp goeie vrug af. Amen. En ons wil vir julle sê baie geluk. So na die diens gaan ons nou daar na Nelis hulle het altyd daar daai doopbaadjie van hulle, swembaadjie. Maar dis nou interessant dat hulle is nou weg gewees vir 'n maand. Nou kom hulle net terug vir die doopdiens en sê vir my ry hy weer. So Nelis, jou huis is 'n baie spesiale huis en daai baadjie wat jy daar gemaak het waar jy in ontspan, is nou al hoeveel mense wat die Here deur die water gevolg het in daai plek. So dit sê vir my ook dat daar 'n baie besonderse roeping of salwing op jou huishouding. Baie dankie. As die water is baie koud, jy gee om vir koue water, niks. Nee. Ek het ook nie omgegee toe ek gedoop is en toe ek so jonk was. So hulle my nie koue water, as jy uitkom voel jy soms skoon. En warm. So dit gaan met jou goed gaan, Pieter. Vader, ons dankie vir die salwing op hom. Ons dankie vir die hand op hom, Here, en dat U hom gebruik en dat sy kinderhart, Here, toegewy is aan U en dat U hom ook gebruik as 'n instrument. So mooi gees in hom. En ek salf hom, Here, met die heerlikheid en ek dank U dat U hom verseël met die woord en die krag en die gees in Jesus naam. Amen. So, daar's 'n teken van herlewing. Ja, in die huis van Cornelius, né? Ja, in die huis van Cornelius. Neelius. In die huis van Cornelius. Dankie. Cindy, die Here seën vir jou. So, daar het ons nou alles. Nou kan ek die woord begin. I want to talk to you about the truth and the power of God's word.
die waarheid en die krag wat daar in God se woord lê. Exodus chapter 3 verse 15, and I pray, Father, that your word shall just open up the minds of your people and touch their hearts. And that this morning, as I minister the word, that you would heal people. Your healing virtue in this place is supernatural. And I pray that you heal their hearts, you heal their emotions, you heal their bodies, and you touch our minds, and you do something that only you can do in a person's life. Net wat u kan doen, Here, in u naam en u woord, want onder u woord word mense gesond. Here, ek eer u daarvoor. Ek eer u vir 'n wonderwerk vanmôre. Dat daar goed in ons is, Here, wat ons nie verstaan nie, maar wat opdroog. I pray for a supernatural miracle under the power of your word. And I break every curse. I command it to go. Every sickness, every disease, every unease, everything, Lord, every financial crisis, everything, every oppression of the enemy on people's lives, trying to convince them that they are not good enough. I break it in the name of Jesus. And I pray for abundance. I pray for a breakthrough. I pray for a change of mind. Lord, you change minds and hearts. And I pray for this. Ek bid dit, Here, in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Now, Exodus chapter 3 verse 15 says, "This is my name forever." Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is my naam. Wie het jou gestuur? Ek is, het jou gestuur. Wanneer God sy naam oopmaak, dan maak hy sy naam bekend aan ons op 'n manier dat ons kan verstaan dat daar's 'n diepte in en daar's 'n rykdom in en daar's 'n vastigheid in wat vir my en vir jou radikaal verander in een woord. In the world today, words are cheap. People say things and mean another. But God is not like a man. When God speaks, He speaks into your spirit. And what He says to you, He means it. Wat God sê, bedoel hy. God speel nie. God gooi nie net woorde uit nie. Elke woord van God is reg. En hier in Exodus 3:15 sê hy, ek gee julle my naam. Ek gee julle my naam, wat ver uitstrek bo elke kultuur, tyd en taal. No language, no culture, no time can limit or change this name that I give you. I am who I am. Ek is wie ek is. Ek wil hê jy moet dit saam met my sê. Ek is wie ek is. En dan sê die Here, dit is my naam vir ewig. Whenever you say, I am who I am, you're actually confessing the name of the Lord over your life forever, as a memorial through generations, deur generasies. Dit verander nie. Van waar God homself bekend gemaak het, tot hierdie dag toe kan dit nie verander nie. En die naam ek is beteken, ek is ten volle teenswoordig. Nie teenwoordig nie, teenswoordig. In die nou. I work, I move, and I am in the now. When you breathe, He's there.
When you sleep, He's there. When you walk, He's there. He's ever fully present, eternally present. Everywhere you are in this place, outside, where you move, God is present. In your home, wherever you are. Because it means that I am, that's what Jehovah means, I am fully present and for eternity. I am present. I don't change. Dit verander nie. So toe die Here Moses geroep het hy nie gesê, ek was met Abraham nie. Hy het nie gesê, ek is met jou nie. Hy het gesê, gaan sê, ek is wie ek is. Ek is die God. Terwyl dit alles waar is, het hy eintlik maar gesê, en bedoel, dat hy is wat hy in die verlede was, hy sal wees wat hy in die toekoms is, en hy is wat hy in die hede is. Hy is in alle vlakke van ons lewe ten volle teenwoordig. Right where you are sitting now, He is, I am in you. I am who I am. Anything you need, you can have. Because He's not somewhere up in heaven, He is ever present. Psalm 102 verse 27 makes the statement, you are the same and your years will have no end. Hy is ewig dieselfde. En die jare verander nie, en die naam verander nie, en die sal nooit verander nie. En ek dink so aan die historiese verwysing in die vroeë kerkvaders, en hulle het dit geken in the 2nd century when believers were being fed to lions and burnt alive for refusing to worship Caesar. They held to one truth. God is who He says He is. Toe hulle gegooi word vir die leeu's in die leeukuile, toe hulle uitmekaar uitgetrek word, toe hulle gemartel word, in alle opsigte van hulle lewe deur die moeilikste tye gegaan het, toe sê hulle, God is wie Hy sê is. My vraag vanmôre aan ons is, sê ek en jy dieselfde ongeag my omstandighede, ongeag die plek waar ek en jy onsself in bevind, sê ek vir myself, God is wie Hy sê Hy is. Wanneer ek in daai plek kom, dan begin die woord van die Here in my werk. Ek kan God nie ken as ek nie weet wie Hy is nie. En dat is 'n geweldige waarheid. Elke keer wanneer ek sê, en dit is waar mense 'n groot probleem ontwikkel, want jy weet mos in die normale New Age goed gaan dit ook, sê die mense, I am God. Nou, ek wil vanmôre net 'n stelling maak, en so bietjie jou slaaibak die mekaar krap, want ek hou daarvan om jou koekoepan van die spoor af te kry en jou kop te kry om te dink. I am who I am. If I am who I am is in me, and I say I am who I am, what am I saying? I'm saying I am who I am. Sy naam is ek is. So as Hy is, waar's ek? En Hy is in my. Ons is maklik om te sê, ons is die seuns van God. Ons is die kinders van die Here. En dis waar my probleme altyd al die jare gelê het en hoekom ek so met die DNA goed so deur was. Want niemand kon vir my nog ooit verduidelik in my persoonlike lewe wie is Christus nou eintlik in my nie. Dis maklik om vir my Galasiërs uit te gooi, maar ek kan nie by een van daai goed uitkom nie. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Want hoeveel van ons het al daai karaktertrekke? Dis maklik om te sê, jy moet daar volgens lewe, en so hard as wat ek en jy probeer om daarby uit te kom, kom ek nie uit by ek is nie.
En ek wil altyd voel dat ek moet iets nog doen. Ek moet nog 40 dae vas, nog 21 dae vas, nog 10 ure bid en dan vind ek uit ek's nog nie daar nie en ek's nog nie daar nie. Maar ek kan nie die begrip kry van ek is wie ek is nie. Ek kan nie verstaan dat ek is in my nie. Hy sê ek leef in jou, beweeg in jou en is in jou. So nou probeer ek verstaan hoe ek moet leef vir God. En hoe ek by God nader aan die Here kom. Ek probeer werk, ek probeer 'n beter lewe hê, ek probeer minder vloek of minder drink of minder dit. En ek kom nie naby dit nie, maar as ek weet wie is in my en wie werk in my, dan word ek wat hy is. Hy sê julle sal word verander na die gelykvormigheid van die beeld van my seun. So the Christ or Christ in me is maturing in me. So I am because I am is in me. Nou as jy dit kan vat, if you can take this. If I am arose from the grave, where are you? As ek is van uit die graf uit opgestaan het en jy is in hom, waar's jy? Het jy saam met hom uit die graf uit opgestaan dan? As ek is aan die kruis gesterf het, waar is ek is dan? Ek is daar. Dan het ek saam met hom daar gesterf. Verstaan jy God se naam? Dat hy sê, jy's in my, deur my en tot my. En ek is die woord in jou. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord is God. Die woord Immanuel is in my. Ek probeer iets wees as 'n mens, maar ek is eintlik, ek is. Ek is hy. Hy leef in my. Hy leef werk deur my. So as ek aan die kruis saam met hom was, dan het ek saam met hom ook gesterwe, dan het ek ook saam met hom opgestaan. Nou gaan ek jou nog iets vra, net om 'n bietjie verder te kry. If he ascended, where are you? If he ascended, where are you? As jy die skrif verstaan in Efesiërs wat sê dat ons sit saam met in. Nou wat maak ons hier? Hoekom werk ons hier onder rond en ons is nooit goed genoeg nie? Can you see where the problem lies? It's our mindset, our religious mindset that makes us, it brings us in a position that we cannot think further than what our noses are long. Soos ons in Afrikaans, jy kan nie verder dink as wat jou neus lank is, want godsdiens het jou so, alles is ons nou verkeerd. As ek sê ek is wie ek is, ek is wie ek is, ek is wie ek is. Sê hulle, daar's hy, New Age. Maar kan jy die begrip kry? Ek is wie ek is. Hy sê, ek is, my naam is, ek is. So as hy is, en ek het saam met, dan is ek ook. Waar? In hom. So as ek in hom is, dan het ek ook saam met hom opgevaar. Dan sit ek ook saam met hom in hemelse plekke. Dan heers ek ook vanuit hemelse plekke. En die probleem met ons lê, omdat ons nie die begrip van God se diepte in sy woord verstaan nie, kan ons nie hierdie kop van ons geskuif kry van die godsdiensgoed wat binne-in geplant is nie, en ons kan nie in 'n plek kom van gesag en autoriteit nie, en ons kan nie heerskappy neem oor goed in ons lewe nie, en ons kan nie vir die vyand sê, jy het geen plek in my lewe nie. So ons is meer Satan bewus en duiwel bewus en binding bewus as wat ons God bewus is. En eintlik sê hy, ek woon in jou. Die woord gee krag. Nou,
Ek sê altyd vir myself wanneer ek na die woord werk, hy sê, ek gee jou my naam. Ek het jou my naam gegee. Gaan soontoe. Moenie vir hom gaan sê iets anders nie, gaan sê net vir Farao, ek is wie ek is. Maar ek gee vir jou my naam. So God se woord verskuif nie. The word of God doesn't shift. The word holds us steady. If there's one thing that never shifts in your life, it's the word. When you speak the word, you live the word, you walk the word, you can do anything. I'm telling you, it will manifest. God's words are not like ours. Ons woord val rond. Ons woord verander soos die weer. God se woord nie. God se woord buig nie onder publieke opinie nie, wat mense sê nie. Ons sê nog, okay nee, ek is bereid om aan te pas, want nou gee ek offense vir mense, en so aan. Maar God se woord is geanker in waarheid. It's truth. What God says about you is true. Many years ago, I went through a time where everything seemed to fall apart. I don't know if you were there. I was jobless, struggling financially, and worse, I really felt forgotten, like we heard this morning. And many times I get there. I feel, am I in the right position? Am I still doing what God wants me to do? You get tired, you feel things are too much, you feel forgotten, and then you get up in the night and then you start praying. Dis asof jy wakker word en jy besef, ek gaan maar net bid, ek gaan maar net nou lê en dan gaan ek ietsie sê of met die Here praat op 'n manier, dan gaan jy mos maar sitkamer toe of iets, of jy gaan werk of iets, en dan begin God met jou daar te praat. En jy vra, soos ek gevra het, God, where are you? As ek moet sê, hoeveel keer in my lewe het ek al gevra, Here, waar is U? Here, onthou U vir ons. Here, is U nog by ons? Have you forgotten us? I don't care what your age is. I don't care how spiritual you are. I always say, and I say it constantly, it's very easy to prophesy to people and speak beautiful words over people when you're in a good position, when your bank account is full. When there's nothing. When there's nothing and you don't know where your bread comes from tomorrow or how you're going to pay your debts, you don't know, then it's not so easy to prophesy. Dan sê jy, nee, die Here het my vergeet. Nee, ek voel alleen. Nee, ek voel, en jy kan nie sê, jy kan nie daar kom nie, want ek sê oor en oor, dis so, ons jy daar. Because life takes you through processes. And you feel alone. And then all of a sudden, there's like silence in your spirit, in your heart. And then you decide, wat, jy weet, jy vang sommer 'n boek daar, of 'n ding, of 'n tydskrif, of 'n ding, of soos hierdie, jy skryf 'n videoetjie van 'n slang, en nou wil jy sien, nuuskierig om die slang te kyk. Dan wys hy vir jou die teenoorgestelde van die slang. Dan sê hy vir jou, jy maak die woord oop, and you open up the word, and I get Isaiah 41 verse 10 that says, fear not. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. And I want to say this morning, fear not, God is with you no matter what you feel and what you experience, or how lonely you feel, or you feel that you are lost and things are not working out at this time as you want. You must first discern which season you're in. Maybe you're in a winter season, other people are in summer. Some churches are really experiencing spring and summer. And we might be in a winter season or just coming out of one. Everything has a process in your life. Verstaan dit. Waar jy vandag is jy nie meer môre nie. Hoeveel van ons was al daar en dan is ons hier en dan is ons hier? Hoeveel van ons was al rondgespring en onder die krag van die Here geval en gesê, wonderlik, dis nou lekker.
En dan volgende keer beleef jy, Here, man, hier's droogte in my siel. Niemand, ek weet nie as ek wonder of die Here ooit met my praat. En dan skielik spring I am van die bladsy af. I am jumped off the page. And it wasn't just a phrase, because it says, fear not, for I am with you. Onthou julle die naam? Ek is met jou. Vrees nie, want ek is met jou. Moenie moedeloos wees nie, want ek is jou God. En dis presies wat vanmôre gesê is. En vanmôre wil die Here net vir jou weer kom sê, waar jy is, ek is wie ek is. Ek is onveranderlik God. Maak nie saak wat in jou lewe aan die gang is, hoe jy voel, waar jy is nie, ek gaan jou deurvat, want ek dra jou. I have ways of supplying all your needs, so that I am jumps out of the page, and it wasn't just a phrase, it was a promise to me, because I recognized that promise, I recognized that name, and God wasn't absent, He was in my room, He spoke to me through His word, He was present, and I could see the way forward. Why? Because He said, go and tell Pharaoh, release my people. Wie het so gesê? I am that I am, said it. Finish. En wat het gebeur? Farao het hulle laat gaan. So, that moment reminded me that God's word doesn't return void. Nooit sal die woord van die Here ledig terugkeer vir julle en vir my wat die Here liefhet nie. Dit beteken ook dat is alles wat ek nodig het. Wat het jy vanmôre nodig? God se naam is soos 'n blanko cheque. Ons skryf nou ons nie meer checks uit nie. Maar blank check. Wat is dit wat jy nodig het? Hoeveel is dit wat jy nodig het? Mense, elke een van ons kan getuig van God se voorsiening. Ek gee nou nie om wat jou situasie is nie, en ek gee ook nie om hoe goed af jy is nie. Maar wat ek leer elke keer, en jy weet waarvan ek praat, is dat wanneer jy in jou binnekamer ingegaan het en nog net 'n gedagte laat gaan het, dat God iemand na jou toe stuur om dit aan te vul. Ek meen, ek sê Here, het ons regtig 'n effek? As ek nou met julle sê, hoeveel mense het ons nou al, of net 'n SMS stuur en sê, whenever we connected, God touched our lives forever. Want jy dink jy gaan maar net aan. Hoeveel van julle het aan die einde van die maand nie geweet hoe jy dit gaan doen nie? Dan nou. As jy na daai bankrekening kyk en sê, Here, it's impossible. Volgens menslike, ek kan dit nie doen nie. En dan kom die Here, dan vind hy 'n manier om jou te seën. En wat gebeur met jou? Ek stap weer in my lewe in. Waarom? Want hy is my geneeser. As ek dink wat die Here doen, ek meen mense, ons getuig oor en oor daarvan, dat wat vir my en vir jou so geweldig groot is, kom die Here en hy vee dit weg. En dit moet ons nooit vergeet nie. Ons moet elke keer terugkom te sê, die Here is, I am your healer. I am what I am today because He's my healer. I was just thinking and recapping, because I love to recap, well, like you do it. And I recap and I say, Lord, that year I was down and out. That year you brought me back. That year you brought me back. That year you brought me back. Look where you put me now. I'm so thankful and so grateful towards you for what you are doing to me and my house. En dan bid jy vir jou kinders, en dan sien jy hoe dat die Here jou kinders seën. En dan sê jy bekommerd oor waar gaan jy eindig, gaan seën die Here die kinders, en dan help die kinders, of die hier help, of daai help.
but you are getting through. Come on, come on. Het gister daar, ek kan dit maar sê, daar by Marisa verby geloop. Want ons stap nou 'n bietjie mos. Nou moet jy eens uitvind waar sy sê. Toe dink ek aan haar getuienis, hoe sy deurgekom het en hoe die vyand haar beroof het. En toe gee die Here vir haar die plekkie waar sy ook kan kyk, want wat het sy gesê? Here, ek wil so graag daar. Is dit so? Ek wil so graag dit hê. Sê maar hoekom? Ek wil so graag, Here. Alles wat jy bekend maak, gee die Here vir jou. Volgens sy wil, want hy sê ek is wie ek is. Ek sal dit doen. Reminds me of the missionary that went into Africa and he was trying to translate the Bible for a remote tribe. And he was struggling to find the right word for I am in their culture, in their language. And one day he followed the local man on a long walk through the jungle, and after hours of walking, the man turned around and wiped the sweat off his face, and he said in his native tongue, "My legs are on the ground. My legs are on the ground." The missionary paused and asked, "What did you just say?" The man repeated, "My legs are on the ground." Because in their culture, that phrase meant, I have arrived. I am here. I am present. God het sy voete in jou lewe kom plant. God planted his feet. And what did you discover? I am. I am his present. I'm grounded. I'm faithful. I'm standing through all generations. God didn't say this is just for Moses. He said this is my name forever. My memorial to all generations. That means your generation. That means your family. That means your marriage. That means your relationships. That means your children, your children's children's children. He's the same yesterday, today, and forever. What he said, he spoke. What he spoke, he means. And what he means, he does. Deuteronomy 7 verse 9 states, "Know therefore that the Lord your God is God." Voice, God is God. Hy is, ek is. Hy's onveranderlik, ek is. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Vra hom net wat jy wil en hy sal volgens sy wil dit vir jou doen. Wat is sy wil? Ek is. If I can understand that he's real and that he's present, it changes my life. I stop trying to find my way. I have found my way. I am who I am. Ek vertrou net dat die Here vir jou en jou hart dit oopmaak. Want dit is so belangrik om te verstaan watter posisie jy beklee en waar jy is. En as jy na jou DNA goeters kyk, en ek weet nou, dis nou maar so vaag weg vir baie. It's the only way that I can know what part of Christ is manifesting in me. And when I see that, I know that I'm part of him. He has vested it in me, and it's impossible to change it. You cannot change it. You cannot change it. That is Christ in me, the hope of glory. And the more I allow him to form me and change me, the more I become like he is. Want onthou nou, ek is wie ek is. Ek vertrou julle kry die begrip. So, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000. 1,000.
1,000. 1,000. If you don't believe in numbers, God does. If you cannot count, God can. 1,000. 1,000. Vir 1000 geslagte sal God aan jou en jou huis trou bly. En elke keer as ek en jy daar kom waar ons voel, maar Here, waar is hy? Dan gaan jy hoor, ek is, waar is ek? Ek is hier binne in jou. Is nie ver van jou af nie. Elke asemteug is ek is. I am. I am. Ons het al baie gesê. Ja? Wee. Ja? Wee. You don't believe it? You don't believe it? His name is written in every cell of your body. Every cell of your body. A-H-W-H. Waterstof, stikstof, suurstof en koolstof sit op die stoel. A-H-W-H. Yahweh. Waar is God? Waar is God? Hy woon hier in my. Hy het my gemaak. Elke sel in my liggaam behoort aan hom. En elke weefsel en elke gedagte neem hy gevange. Dis hoekom hy sê, neem elke gedagte gevange en onderwerp dit aan die woord. So die wêreldse gedagtes gaan uit en God se woord word prominent in my. I live, I am who I am. 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 Who are you? I am. Where are you? Ever present. Dis die sleutel van die lewe om altyd teenwoordig te wees in jou lewe. As jy teenwoordig is in jou lewe, sal jy altyd kan worship op enige tyd, jy sal God enige tyd hoor, jy sal ry soontoe. Kom daar, hier is ek. Dan kry jy God daar. Jy gaan sit en kry breakfast daar, dan kry jy God daar. Dan loop jy daar onder, dan kry jy God daar. Ek staan nou die môre, staan ek op. Ek sê vir Marlene, kyk hierso man, ek weet nou nie of ouens vis vang hierso of wat nie. Ek ken nou nie, ek's nou weer nie daar, ek sien baie goed wat daar aangaan. Nou sê ek vir sy, wat sit? Ek sê so na 3. Nou kyk ek sê, daar kom wat sy ou, hierdie lampies wat hulle op het, daai dubbel lampies. Hy lê nou daar in die rots, ek wonder of die ou geval het of wat, of hy sy liggie verloor het. Het hy sy liggie verloor of wat? Hier lê die liggies. Sy sê, nee man, is ou wat vis, ek sê maar die ou kan nie so laag vis vang nie. Nou kyk ek hier, ek sê vir julle, so helder is wat daai liggies is, so brand daai liggies daar binne in die rotse. Nou het ek die verkyker daar uit, nou begin ek inspeksie doen. Nou kyk ek daai liggies. En die volgende oomblik, weg is die liggies. Ek dog, is dit nou 'n gees of wat is dit? Sy gaan, nou gaan ons, dankie vir Google, kyk dit slaan. Sê nee, dit is goed wat in die water is, want die see het nou teruggetrek. Die rotse is oop, is ver teruggetrek. Nou, soos fosfor, brand die so helder soos ligte, wat lyk vir my en kyk daar so in die water. Nou wat sê dit? Ek sê vir ek dink die oog van die Here is op my. Ek dink die Here kyk vir my, want hoekom laat hy my nou daai liggie sien? Daar tussen die rotse, hier is die lig brand, en die volgende oomblik, weg is die lig. Net vir daai oomblik wat ek kon kyk, seker dit 5 of 10 minute, ek nou die lig, kyk ek nou hierdie lig. Is dit nie so hoe die Here jou en my nuuskierig maak?
om vir ons by plekke te bring en sê, weet jy wat my kind, jy vra heeltyd, waar is ek? Here, hoor U my, antwoord U my. Môre stap jy by 'n plek in en die ou sê, weet jy wat, ek hou van jou gesig, ek gee vir jou werk. Kan jy die Here vra, soos ons almal gevra het, ek het dit gevra, hulle het dit gevra, ander het dit gevra, Here, vernaam as jy nie kredietwaardig is nie, dan wil hulle mos jou hele pedigree hê, 6 maande se state, en jy kan nie 6 maande se state wys nie, as hulle jou state sien. Sê hulle, Here help, hierdie ou kom nie naby nie. Kan die Here vir jou iemand gee wat jou niks vra nie, wat vir jou sê, ek vat jou net jou op jou hand. Wat sê, soek jy my credentials, ek stel nie belang nie. Kan die Here, hy het dit vir ons almal gedoen, hy het dit nou weer gedoen. En nog wonder, kan hy dit? God gebruik 'n engel, en dan stuur die Here die engel, want hy is ek is. Because God knows your need, He takes you into that, He places you, and you get the job, and you get the place, and you get the whatever you need. What do you need this morning? That's my call to you from the Spirit. What is your need this morning? Ja, maar Here het nog nie by my gekom nie. Man, die beste lê vir jou nog voor. Dis in die pipeline. Ek is by jou. Can you feel it? Ek is, ja. Jy kom getuig, kom getuig. Lord God, you are the great I am, the one who was, who is, and who ever shall be. I believe you, Lord, I believe you. Ek het 15 jaar gelede 'n knievervanging gehad en dis 'n genetiese ding, ons het slegte bene. Hou maar net bietjie nader. My familie. Maar nou was ek 2 weke, was my familie hier vir 'n troue. My een broer is 86, die een van 84 was hier en my jongste broer word nou 80. Nou sit ek daar en ek kan amper nie loop nie, want toe ek Jeffreys toe is, het ek my ander knie ook seer gemaak. So ek kan amper nie opstaan om te worship nie. Vandag loop ek lekker, ek gaan nou vir julle vertel. Nou sit ons so in gesels die familie, ek sê, maar ek wil nie so oud word soos julle nie. Ek kan nie meer loop nie, ek gaan in 'n rolstoel beland, want dit is my realiteit. Hulle sê, wat jy nie kan sien, ons geneties, ons ouma was amper 100, ouma se suster was 103, jy gaan oud word, maar nou sien ek, Marisa, ek gaan in 'n rolstoel sit. En die week is dit so erg, en Vrydag het ek so 5 vriendinne wat voorheen in bediening was, saam met my, dan gaan drink ons koffie of ons eet. Een vriendin van my kom 40 jaar saam met my van Bloemfontein af, en toe ons klaar is, so sê sy vir my vriendin, ek kan nie opstaan nie, kan nie loop nie. Sy sê vir my vriendin, jy moet iets doen. Gaan sien 'n dokter, doen net iets, want ek sê maar ek het nie meer medies nie. Ek gaan nie meer dit kan doen nie. Die eerste knievervanging is uitgewerk, dit hou 10 na 15 jaar. Sy sê, maar jy gaan in 'n rolstoel kom. Dis Vrydagmiddag 3 uur. Ek bel Dr. Erika se spreekkamer. Hulle sê vir my, sy werk eintlik môre nie, sy het 'n locum, maar ek kan kom. Ek sê, maar ek wil haar eintlik graag sien. Hier kom Erika, en terwyl ek praat met die sekretaresse, sê sy, die locum kan nie kom nie, wie's op die lyn? En die sekretaresse sê, sy sê vir die sekretaresse dat sy kom. En ek gaan so toe, ek het nou kortison gekry, so dit het 'n vreeslike effek op my. Ek kan loop, ek het loopskoene aan en ek is bietjie emosioneel. Sy vra vir my, weet jy ook nie vervanging gedoen? Ek sê, Jan-Louis van der Berg. Sy sê, man, ek sê, maar hy is my ouderdom, hy praktiseer seker nie meer nie. Sy sê, nee, hy praktiseer nog. En hy het 'n kontak by die staat. So ek het vir jou 'n kontak. So kom ons begin nou by pyn.
by die pyn, en dan gaan ons vir ekstrale, en dan gaan ek hom bel. En dis weer daai ding van, jy moet nooit net dink, die Here is nie daar vir jou. En skielik het ek hierdie nuwe moed van, okay, nou, ek dalk 80 of 90 word, en ek gaan nie in 'n rolstoel beland nie. En so net iets klein wat ek wil vir julle vertel, net toe ons gepraat het ek eintlik gesit en lag daaroor. Ek bly nou lekker daar teen die see, maar daar's nie garages nie. So my kar staan in die straat en dis vir my baie erg. En die ergste is naby die eetplekke, so van etenstye af en in die aande is daar nie parkering nie, so baie keer staan my motor daar, maar dan is ek nie daar nie, 'n vriendin of iemand kom laai my op, want anders kry ek nie weer parkering nie. So ek het nou 'n ding begin, en dit het ek by my kind geleer. As ek oor hierdie brug hier ry, dan sê ek, Here, dankie vir 'n parkeerplek. Dis 'n klein dingetjie, dis so 'n klein dingetjie, in die groot heelal van God. En daar was net 1 of 2 keer wat ek nog nie 'n parkering kon kry, reg voor my deur. Is God getrou? Is God getrou? Ek wil hê jy moet die Here vertrou vir wat jy hom nodig het. Hy sê ek is wie ek is. Vir jou. Ek is wie ek is. Wie kan teen sy naam in jou lewe gaan? Niemand nie. Watter siekte, watter pes, watter ellende, watter hartseer, watter pyn kan teen sy naam in jou lewe gaan? As jy saam met hom in hemelse plekke sit en saam met hom regeer. I am. The power of God's word is I am. I am present. I am healing. I am deliverance. I am provision. I am redemption. I am that. What is your need this morning? I'm not going to ask you to say it. Every one of us has something that we want to bring to God. Ek bring my goed na die Here toe. Ek is net soos julle. Ek staan met julle skouer aan skouer en ek sê vir die Here, Here, gaan my nie verby, o Heiland. Gaan my nie verby, wyl U ander seën, o Heiland. Seën nou ook my, Jesus, Heiland. Wees my nou naby, wyl U ander seën, Heiland. Seën nou ook my. Ek dank U dat U ek is. En ek dank U dat U U naam oor elkeen uitgespreek het. En nie net uitgespreek het nie, Here, maar ingeplant het en afgeets het in hulle binneste innerlike wese. En dat U woord wat U verklaar gedurig deur in en deur hulle werk. Ons denke verander, ons harte vernuwe en ons gees verryk met U woord. Ek is. En dat ons gedurig bewus is van U nabyheid aan ons. Ons gee aan U lof, ons gee aan U eer, en ek dank U vir al U voorsiening vir hulle. Wat hulle ook al vanmôre bekend gemaak het voor U. Dat ons getuienis sal ontvang van die antwoorder van gebed. In Jesus naam. Amen. Prys die Here.